Ek is net so bewus van die teenwoordigheid van die Here vanoggend, om met harte aan te raak en siele te verkoop en liggame te genees. Hy is dieselfde gister en vandag en tot in alle ewigheid. Sy naam is steeds die naam bo elke naam. En sy bloed het nog steeds dieselfde krag om te red, om te bevry, om te genees, om te herstel. Ek en jy moet vanoggend net uitreik na hom. Sê Here, U is al wat ons het, U is al wat ons nodig het. Dit is so wonderlik om die naam van die Here te kan aanroep. Ons is besig met ons tema van die jaar, ontdek jou plek. En vanoggend het ek 'n bietjie 'n vreemde tema. My tema is stadig oor die klippe, die stappe tot lewe. Genesis 13 vers 14 tot 18 lees ons die volgende. En die Here sê vir Abraham nadat Lot van hom geskei het: slaan tog jou oë op en kyk van die plek waar jy staan na die noorde en die suide, na die ooste en die weste. Want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee en jou nageslag tot in ewigheid. En ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, jou nageslag ook getel kan word. Maak jou klaar, trek die land deur in die lengte en breedte, want ek sal dit aan jou gee. Toe het Abraham al verder tente opgeslaan en gaan woon by die terpentynbome van Mamre, wat by Hebron is, en hy daar vir die Here 'n altaar gebou. Geliefdes, die Here werk met ons as mens van Genesis reg deur tot Openbaring deur beloftes. Die Here gee aan die mens beloftes om te kom waar die Here wil hê ons moet wees. Ek is vanoggend hier by punt A, die Here wil hê ek moet by punt B uitkom, en hoe die Here my toerus help en leiding gee, is deur vir my 'n belofte te gee. Ons lees dan ook in Korintiërs dat die woord van die Here sê, al die beloftes in die woord is in Christus waarin ons is dit ja en amen. So ons kan aanspraak maak op die beloftes, maar wanneer die Here ons van een punt na 'n ander punt wil bring, byvoorbeeld as die Here ons van verlorenheid na redding wil bring, gee hy vir ons belofte van redding. As die Here ons van siekte na gesondheid wil bring, dan gee hy vir ons die belofte van genesing. Maar die volk Israel was in Egipte land en die Here gee hulle die belofte en sê, ek gaan julle vat na die beloofde land, vanuit Egipte land, die plek van slawerny, na die beloofde land. Dis die belofte. Maar vandat Israel die belofte ontvang het, tot hulle die beloofde land in besit geneem het, het daar sekere dinge gebeur. Was daar sekere vyande wat teen hulle opgestaan het. Net omdat ek 'n belofte het, beteken nie dat daar nie teenstand gaan wees om my te beroof van daardie belofte wat die Here aan my gegee het. Want ek wil hê jy moet weet vanoggend dat die vyand, luister mooi, die vyand is jaloers op elke belofte wat jy van die Here ontvang. Want hy was die een wat die beloftes van die Here ontvang het, wat dit nie meer ontvang nie, wat nie meer kwalifiseer daarvoor nie. So elke keer as ek en jy 'n belofte van die Here ontvang, of as ons die Here herinner aan sy beloftes, is die vyand jaloers en probeer hy, wat hy kom steel, slag en verwoes, probeer hy om ons te beroof van ons belofte. Daarom sien ons dat die Here die belofte van Abraham gee, dis hoe die nageslag gaan wees, en daar tyd verloop, en daar dinge gebeur, waar in hierdie tyd wou die vyand probeer om Abraham sy geloof te steel, sy belofte te steel, sy hoop te steel, alles van hom te steel. Want die Here het gesê, dis waar ek jou wil hê, maar om daar te kom, het jy 'n belofte nodig. En hierdie belofte is wat jou gaan staande hou, hierdie is belofte wat jou gaan help om te kom waar jy moet wees. Daarom sê die woord van die Here, ons moet vas staan op die belofte wat ons van die Here ontvang. Nou hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, gaan vooraf waar Abraham saam met Lot wegtrek. Abraham het die woord van die Here ontvang om weg te trek. Hy neem Lot saam as 'n vergunning. Hy neem hom saam as 'n vergunning. En hulle trek saam tot op 'n sekere punt, wat hulle die seën van die Here so oormatig beleef het, dat hulle vee te veel geword het, om op een plek saam te kon wy. Toe ontstaan daar, tussen hulle diensknegte, ontstaan daar toe nou 'n uniegeveg. Kom aan, leef saam met my vir 'n oomblik.
Ons het Abraham se unie gehad en ons het Lot se unie gehad en hierdie unie eis dit en hierdie unie eis dit en toe besluit Abraham, weet jy, dit gaan beter wees as ons maar van mekaar skei. Hou in gedagte, die Here het aan hom die belofte gegee van die beloofde land. Hy het vir Lot saamgebring uit 'n courtesy uit en nou gebeur hierdie dinge waarvoor hy nie beplan het nie. Ewe skielik is daar struwelinge tussen hierdie diensknegte en die veld wat genoeg was vir sy beeste is nou te min vir albei sy beeste. Hy sit hier met 'n uitdaging, maar hy het nog steeds die belofte. En dan sê Abraham aan Lot, ons moet van mekaar skei. En dan sê die Bybel, baie interessant, die Bybel sê dat Lot het die beste deel geneem. Nou leef hy saam met my vir 'n oomblik in hierdie ding. As ek Abraham was, sou ek daarom gedink het, Lot, ek het jou uit daai plek uitgebring. Die seën wat op my is, het gemaak dat jy voorspoedig is. Jy kon ten minste vir my gevra het of ek nie die beste deel wil hê nie. Ek dink daar was tog, kom aan. Ek dink daar was tog iets in sy hart. Want die Bybel sê vir ons daarna moes die Here vir hom weer 'n belofte gee. So ek dink dat iets in sy hart tog gebeur. Die vraag, maar as die Here dan vir my die belofte gegee het, hoekom kry Lot dan die beste deel? Het jy dit al ooit gevra? As die belofte dan vir my is en ek is dan 'n kind van die Here, hoekom gaan dit goed met iemand anders? En Abraham dink was in hierdie stryd gewees op daardie oomblik wat hy gedink het, maar die Here het die belofte vir my gegee. Ek het uit die goedheid van my hart vir Lot saamgeneem, hom toegang gegee tot alles. Die seën wat op my was, het op hom gekom. Onthou die verhaal van Josef, die Bybel sê die Here het Potifar se huis geseën omdat Josef daar was. Ek glo Lot was geseën omdat hy saam met Abraham was. Jy sien, jy moet weet saam met wie jy jouself moet voeg om die seën van die Here te kan ervaar. En daarom sien ons in die gedeelte dat Abraham gaan na die Here toe en die Here gee vir hom weer 'n belofte. Die Bybel sê, en die Here sê vir Abraham, nadat Lot van hom geskei het. Ek sou voel is bietjie onregverdig. Ek dink ek en die Here sou dalk bietjie daar gesprek gehad het. En ek sou vir die Here sê, Here, maar dis nie reg nie. Hoekom kry hy die beste deel? En ek moet vat wat oorbly. Onthou jy, hy het nie geweet op daardie oomblik wat die Here nou vir hom gaan sê nie. En ek dink daar was tog iets in sy hart, bietjie van 'n jaloesie, miskien bietjie miskien van 'n bietjie bitterheid op daardie oomblik. Come on, bear with me. Dink dit jouself vir 'n oomblik in daai ou se skoene. En dit is wat hy beleef. Maar die Here het vir hom 'n belofte gegee. En dan sê die Here vir hom 4 dinge. Hierdie proses waardeur hy moet gaan. Sê die Here vir hom 4 dinge. Dit sluit aan by ons preek van 2 weke terug. Maar luister dit baie mooi. In die eerste plek sê die Here vir hom stop. In Genesis 13 vers 14, hy sê, slaan tog jou oë op en kyk van die plek waar jy staan. Nou om te kan staan, moet ek stop. Ek kan nie loop en staan nie. Ek kan nie sit en staan nie. Is jy met my? Ek moet stop om te kan staan. So die Here sê in die eerste plek vir hom, stop. Kry net 'n bietjie weer vir 'n slag perspektief. Is al iemand wat perspektief verloor het? Dit gebeur so maklik, dit gebeur so vinnig, dat mens net perspektief verloor. En die eerste wat die Here vir Abraham sê, en ek glo die eerste wat die Here vir my en jou vanoggend sê, is, stop net vir 'n oomblik. Stop net vir 'n oomblik, kry net weer 'n bietjie perspektief, raak net weer bewus, daai ou liedjie wat Vanessa geskryf het, raak net weer bewus van wie die Here is, raak net weer 'n bietjie bewus van wie jy is in Christus. Kom maar, stop vir 'n oomblik, sê nie, wag net 'n bietjie, Lot, jy het daai deel gekies, maar ek is die geseënde van die Here. Die belofte is aan my gemaak. Abraham, stop dit vir 'n oomblik en kry net weer perspektief. Besef net weer waaroor dit gaan en wie aan jou kant is. Want as die Here dan vir my is, wie kan dan teen my wees? So Abraham, stop net vir 'n oomblik. Geliefdes, ons hardloop rond. Ons hardloop geestelik rond. Ons hardloop fisies rond. Ons hardloop so rond, ons is so besig met soveel dinge. En dit is half asof die wêreld net vinniger raak en die dinge net meer raak en ons programme net voller raak, maar iewers in hierdie proses moet ek net stop. Moet ek net vir 'n oomblik en ek het hierdie gedeelte gedink om hierdie preek te bring vandag, omdat ons in 'n tyd, dit gaan nou baie rof, maar oor 'n paar dae van nou af gaan alles bietjie rustiger. Plekke maak toe, mense gaan verlof ensovoorts. En so ek wil hierdie boodskap vir jou gee voordat dit rustig raak, sodat jy besef in hierdie tyd iewers, al is dit net vir 'n uur, maar iewers in hierdie tyd, stop net. Stop net. Raak net weer bewus
Ek kry myself baie keer dat ek in 'n winkel is, dat ek so rondhardloop dat ek vir 'n oomblik het sê vir my vrou, okay, staan net 'n bietjie stil. Staan net vir 'n oomblik stil dat ek net weer kan dink. Want jy hardloop so rond, jy neem soveel in. Nee, dis maar net my persoonlikheid, maar ek moet dan net stop vir 'n oomblik. Sê okay, wat se dag is vandag? Okay, nou kan ek aangaan. Weet jy of jy ook so is nie, maar baie keer moet mens net stop. En net weer fokus, net weer perspektief kry. Die Here sê vir Abraham, stop, want jy besef nie wat ek vir jou in stoor het nie. Jy kyk nou na Lot en jy kyk wat jy dink die beste deel is en wat verloor is, maar jy weet nie wat se plek dit is. Jy weet nie wat oor 'n paar jaar daar gaan gebeur nie. Ek het vir jou die beste in stoor. Kry net weer vir 'n slag perspektief. Weet jy, aanbidding is die beste plek om perspektief te kry. Om net stil te word voor die Here. Terwyl almal sing te kere gaan, ek het jare terug met my geestelike vader geleer. Hy het gesê aanbidding is die beste tyd om te bid want die lig is skoon. Almal rondom maak die lig skoon sodat jy kan bid. Wonderlik, dis 'n voorreg. Maar om net stil te word. Om net stil te word. Vat die woord en word dit stil. Sit musiek aan, maar ek weet nie so lekker met musiek altyd of ek kan stil word met musiek nie, maar kry net vir jou iets en jy weet soos Renée hulle daai silent worship retreat wat hulle vir 2 ure net stil is voor die Here. Daar gebeur iets. Want jy stop, jy word gedwing om te stop. Ek sê partykeer vir mense as haar begrafnis is en dan sê ek vir hulle, julle het nie een beplan, kom ons sê maar die begrafnis is op 'n Vrydag, julle het nie een beplan om op 'n Vrydagoggend 11 hier te sit nie. Maar die dood het jou tot stilte gedwing. En ek wil nie vanoggend hê dat ons by die plek kom waar siekte of dood ons tot stilstand dwing nie. Hoekom word ons nie nou stil nie? Hoekom word ons nie nou stil as die Here vir ons sê, word net stil en weet dat ek God is. Staan net vir 'n oomblik stil. En in Genesis 22 vers 11 lees ons maar die engel van die Here het na hom, dis dieselfde Abraham, van die hemel af geroep en gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek, en hy sê, moenie jou hand teen die syne uitsteek nie, stop! Hy was besig om sy kind te offer, en die engel sê vir hom, stop! En doen hom niks nie, want die Here weet nou dat jy God vrees en jou seun, jou enigste van my nie sal terughou nie. Die Here het, luister mooi, die Here het vir Abraham 'n opdrag gegee. Hy was in die wil van die Here. En in die wil van die Here sê die Here vir hom, stop. Stop net. En dan sê die Bybel vir ons, en met eens was daar 'n ram met sy horings vasgevang. Ek dink hy was nog altyd daar. Ek is van mening. Hoe verskyn 'n ram net? Ek dink hy was nog altyd daar. Ek dink het Abraham het dit gesien. Hy was so besig met dit waarmee hy besig was. Die Here vir hom sê, stop net. Lig net jou oë op. Ek het reeds die lam voorsien. Hy het gesê op pad het hy vir sy seun gesê, die Here sal vir homself die offer voorsien. Hy het dit geprofeteer. Maar hy was so opgevang in die oomblik. Ek meen, dit was 'n verskriklike oomblik. Hy was so opgevang daarin dat die Here moes kom en vir hom sê, stop. Stop net vir 'n oomblik. Stop net vir 'n oomblik. Jy kan net weer worry, maar stop net vir 'n oomblik. Kom aan. Jy kan net weer bid, stop net vir 'n oomblik. Stop net vir 'n oomblik. Slaan jou oë op en sien my voorsiening. Daar's die ram. Vir jou kind te slag, daar's die ram. Ek het voorsien soos jy geprofeteer het. Maar hy moes eers stop. En vanoggend wil ek vir jou sê, al is dit vanoggend net hier, al is dit vanmiddag 'n bietjie rustiger is by die huis of waar jy ook al is, stop net vir 'n oomblik. Jy's in konflik met jou huweliksmaat, stop net vir 'n oomblik. Jy weet nie eens meer waaroor jy beklei nie. Daai suster weet waarvan praat ek. Kom aan, jy praat al 3 jaar met jou kinders nie, hulle weet nie eens meer waaroor dit gaan nie. Stop net vir 'n oomblik. Jy kom die kerk toe nie, want jy's kwaad vir my. Stop vir 'n oomblik. Sê ek hulle nou, hè. Simon sal dit nou uithaal, so right. Maar stop net vir 'n oomblik. En ek het agtergekom in my eie lewe hierdie afgelope 2-3 weke het ek agtergekom, ek stop nie meer nie. Ek sê nie ek hardloop altyd rond nie, maar hier, ek stop nie meer nie. Om net stil te word voor die Here nie. Sodat ek net weer kan perspektief kry. Want hoekom raak ons geïrriteerd? Ons verloor perspektief. Hoekom raak ons kwaad? Ons verloor perspektief. Hoekom raak ons gespanne? Ons verloor eenvoudig perspektief. Stop net vir 'n oomblik. In 2 Kronieke 20 vers 17, hy sê, julle hoef daarby nie te veg nie, sê die Here, staan gereed, bly staan, en aanskou die redding van die Here. Bly staan, stop, en kyk. Het is my so wonderlik baie keer, om net stil te word, en net
die woord te vat en net weer die beloftes te lees. En net te sien, wat sê die Here eintlik? Daar kom 'n rustigheid, daar kom 'n vrede, daar kom 'n kalmte net in jou hart. Ek wil weer praat oor die krag van die woord, maar nie vandag nie, maar ek wil hê jy moet besef dat daar's krag daarin. So in die eerste plek, stop. In die tweede plek sê hy vir Abraham, kyk. Ons het al baie oor hierdie ding van kyk gepraat. Genesis 13 vers 14. En die Here het vir Abraham nadat hy van Lot geskei het, gesê, slaan tog jou oë op en kyk. Slaan tog jou oë op en kyk. Geliefdes, die oë is die vensters van die siel, sê die woord van die Here vir ons. Hy sê, en as die lig in jou donker is, hoeveel duisternis is daar nie? Wat sien ek? Wat sien ek? In Genesis 22 vers 13, toe het Abraham sy oë opgeslaan, en hy sien met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as 'n brandoffer vir sy seun geoffer. Luister baie mooi, ek het net te veel gesê. Ek is van mening dat die ram was nog die hele tyd daar. Hy het dit nie gesien nie, want hy was so opgevang in hierdie situasie waarin hy is. Hy was so emosioneel, ek meen jy kan vir jouself dink, jy moet jou kind offer. Hy was so emosioneel vasgevang in hierdie ding. Al die vrae, die onsekerheid, die angs, die vrees, al die goed was daar gewees en dit het hom verblind. Jy sien, vrees verblind ons. Ek sê vrees verblind ons. Vrees maak dat ons nie kan sien wat voor ons is nie. Want al wat ons sien is die vrees en die vyand weet dit. En dis hoekom hy kom by Abraham met vrees. En die Here sê, nee, ek het vir jou belofte gegee. Hou vas aan daardie belofte en kyk, lig jou oë op. Kyk weg van dit wat jou vrees veroorsaak. Hy sê nie die vrees is nie daar nie, hy sê net, lig jou oë op, want ek het die antwoord reeds vir jou voorsien. Ek het laasweek vir u gesê, of voorlaasweek het ek vir u gesê dat die woord van die Here sê, God is getrou, wat saam met die versoeking ook die uitkoms sal gee. Ek moet my oë oplig om te sien waar is die uitkoms, want dit is reeds daar. Die Here het reeds 'n antwoord gegee. Hy is reeds besig en ek hou so van daai verhaal van die profeet en die weduwvrou wat die Here vir die profeet sê, ek het die weduwvrou reeds aangaande jou opdrag gegee, en toe hy daar kom, toe weet daai vrou niks. Gaan lees die gedeelte. Maar die Here was besig. Die Here het reeds 'n plan. Hy sê, kyk, lig net jou oë op en kyk. Nou in 2 Konings 6 vers 17 is die gebed wat saam met die feesheers gaan, wat nou nog gaan kyk, maar hier is die profeet en sy diensknegt, hulle is omring met vyande, dis waar ons liedjie vandaan kom. It seems like I'm surrounded, but I'm actually surrounded by you. Nou, Elisa het gebid en vir die Here gesê, Here, open tog sy oë dat hy kan sien. Hy was nie blind nie. Ek sê hy was nie blind nie, maar hy kon nie sien wat die Here sien nie. En dis die gebed wat die profeet van hom bid, hy sê, Here, open tog sy oë dat hy kan sien, en die Here het die oë van sy dienaar geopen, en hy kon sien, en met eens was daar berg vol perde en waans rondom Elisa. It may seem like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Dis waar die liedjie vandaan kom. Hy was omring, daar was vyande rondom hulle, maar rondom die vyande was daar 'n ander ring. Daar was 'n ander kring van God se engele, wat aangaande die profeet bevel gegee het. Hulle was nog die hele tyd daar. Let mooi op. Hulle was nog die hele tyd daar. Elisa het geweet hulle is daar, want hy het geweet dat die woord van die Here sê, die Here vorm 'n laar rondom die wat hom vrees. Hy het nie nodig gehad om dit te sien nie. Maar hy vra die Here, Here, open tog my diensknegt se oë dat hy net kan sien wat ons sien. Die Here het dit gesien, Elisa het dit in die geloof gesien, en sy diensknegt se oë is ook geopen dat hy dit kan sien. Nou kom ons in Efesiërs hoofstuk 1, Nuwe Testament. Efesiërs hoofstuk 1 vers 15. Hy sê daarom, Paulus bid, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus Christus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek nie op om vir julle te dank as ek aan julle aan my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en die kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van julle roeping is en wat die rykdom van die heerlikheid en van sy erfdeel onder die heiliges is. Net soos Elisa gebid het dat die diensknegt se oë geopen word, dat hy die waarheid kan sien waarmee God besig is, kom Paulus en hy bid dit vir die kerk en hy sê, Here, ek bid dat hulle oë geopen sal word, sodat hulle kan sien wat ons sien. Dat hulle kan sien wat ons sien. Jy weet daai tyd met Driekus se storie, met sy sê ding van hulle weet nie wat ons weet nie, dis eintlik 'n Bybelse sê ding. Want die wêreld kan nie sien wat ons sien nie. Hulle weet nie wat ons weet nie. Ons konings betroon.
en ons koning kom. Amen. Maar wat sien jy vanoggend? Sien jy vanoggend net die probleme? En ek kom agter soveel mense, ons is almal mense, maar baie keer, al wat ons sien is die probleem. En dan moet ek stop. En dan moet ek vir die Here vra, Here, help my om te sien wat U sien. Want die Here sien duidelik iets anders wat ek sien. Die profeet het 'n spruit gesien wat opdroog. Die Here het gesien, daar's 'n vrou wat vir jou gaan kos gee. Die diensknegt het gesien, hier's vyande rondom ons, ons het nie kans om uit te kom nie. Die profeet het gesien, daar's rondom die vyande, is daar nog 'n kring van die engele van die Here. Geliefdes, ek moet vir die Here vra, en dis 'n gebed wat jy vir jouself moet bid. Here, gee my verligte oë vir my verstand, sodat ek kan weet wat die hoop van die roeping is. Met ander woorde, dat ek kan weet wat U aan die kruis vir my gedoen het, wat die hoop is wat ons het in Christus Jesus, die prys wat U betaal het. Maak my oë oop om dit te kan sien. Ek is in hierdie omstandigheid, maar help my Here om hierdie omstandigheid te sien soos U dit sien. Want al wat ek sien is Goliat. En hy's groot. En hy kom elke oggend uit, wat ek is Saul. Hy kom elke oggend uit en hy skree op ons. En niemand is braaf genoeg om te vat nie. En daar kom 'n jong skaapwagter. En die skaapwagter sien wat die Here sien. En hy sien 'n geleentheid. Jy sien waar ander mense probleme sien, moet ek en jy deur die oë van die Here geleenthede kan sien. Maar dit kan ons, dis nie uit onsself nie, dis Here, open my oë dat ek kan sien. Kan ek aangaan kerk? Hy sê ook vir hom in plek nommer 3, luister. En in Genesis 13 vers 16 sê die Here vir hom, ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde. Sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, jou nageslag ook getel kan word. Abraham, luister na my belofte. Ja, dit lyk vir jou of Lot die beste deel gevat het. Dis nie die beste deel nie. Want ek lees hierdie gedeelte en weet jy wat my oog vang? Die Here sê van waar hy staan. Hy sê, kyk na die noorde, die ooste, die suide en die weste. Nou, iewers tussen noord en weer noord moes Lot gebly het. Ek bedoel, die Here sê vir hom, kyk 180 grade. Lot het daai deel gevat, maar kyk 180 grade. Lot se deel gaan jou deel ook word. Jy sien, baie keer is dit 'n tydelike ding, want ons sien nie wat die Here sien nie. En die Here sê vir hom, Abraham, moenie bekommerd wees oor hierdie ou nie. Hy het nie die beste deel gekry, die beste kom nog, wat ek vir jou beplan. Maar luister na my belofte, luister na wat ek sê, luister na wat ek sê. Deuteronomium 28 vers 1, as jy dan nou goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel het, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seënings sal oor jou kom en jou inhaal, ek hou van daai woord inhaal, as jy luister na die stem van die Here jou God. As jy luister, nie as jy 'n kind van die Here is nie, nie as jy 'n groot Bybel het nie, nie as jy elke diens bywoon nie, nie as jy worship-liedjies kan ken nie, nie as jy 'n sticker op jou kar het nie, as jy luister, wat sê die Here? Pastor, ek hoor die stem van die Here nie, lees sy woord. Wat sê die Here? Wat waarsku die Here? Ek moet luister wat die Here sê. Sal baie pyn en baie hartseer vir ons op wegvat. Hy sê in Markus hoofstuk 4 vers 14, die saaier saai die woord. En dit is hulle wat langs die pad is waar die woord gesaai word, maar sodra hulle die woord hoor, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. 80% van alle Christene kan nie vir jou op 'n Dinsdag sê wat Sondag gepreek is nie. Hoekom nie? Want ons laat toe dat die vyand die woord steel sodra as jy uitstap. Feite. Amen. Dankie. Net so ook is hulle wie op die rotsagtige plekke gesaai word, wat die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie. Hulle sit vir 'n tyd, later as die verdrukking en vervolging kom terwille van die woord, struikel hulle dadelik. En hulle by wie op dorings gesaai is, dis wat die woord hoor, en die sorge van die wêreld en die verleiding van rykdom en die begeerlike in verband met die ander dinge kom, en dit verstik die woord en dit word onvrugbaar. En dit is hulle wat by die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en dit aanneem en vrug dra, 30, 60 en 100voudig. Dit is niks om die woord van die Here te hoor nie, dit is 'n ander ding om te luister. Om regtig te luister.
En daarom moet ek die Heilige Gees vra, Heilige Gees, help my om vanoggend te luister, sodat ek hoor wat die Here wil sê. Die man praat heeltemal te vinnig, ek kan hom nie hoor nie, maar help U my Here. Ek het al baie gehad, as ek gepreek het, dan kom die mense na my toe en sê vir my, pastoor, daai wat jy gesê het my getref. Ek dink myself, ek het dit nooit gesê nie. En ek het al letterlik, het ek al na my preke gaan luister, en ek het dit nooit gesê nie. Luister baie mooi. Het gaan nie oor wat ek sê nie. Het gaan oor wat die Heilige Gees sê wanneer jy na sy stem luister. Wat sê die Heilige Gees vanoggend vir jou? Jy sien, ek moet kerk toe kom op Sondag, ek moet na die preek luister, wanneer ook al, of na preke luister, met die ingestel Heilige Gees, help my om te luister en te hoor wat U vir my wil sê. Want die Here wil persoonlik met ons praat, hy wil persoonlik iets met ons deel. En Lukas hoofstuk 8 vers 18 sê, pas dan op hoe jy hoor, want elkeen wat het vir hom sal gegee word, pas op hoe jy hoor. Pas op hoe jy hoor. As ek vanoggend na 'n woord van die Here luister, met vooropgestelde idees, is dit wat ek gaan ontvang. As ek vanoggend luister met oordeel in my hart, is dit wat ek gaan ontvang. So pas op hoe jy hoor. Hoe moet ek hoor? Met geloof en met die hulp van die Heilige Gees. Nou gaan ek afsluit, want julle wil nie saam met my preek nie. Die vierde ding wat hy vir Abraham sê is doen. Nou ons praat van hierdie geval, van ek het die belofte hierdie kant, die Here wil ek moet daar kom. Tussendeur is daar vyande. Hoe kom ek daar? En die vierde plek, doen. En ek het net met iemand gepraat wat so mooi verduidelik het, dat het net genoeg is om te bid nie, maar jy moet ook jou kant bring, jy moet ook iets doen. Genesis 13 vers 17, maak jou klaar, sê die Here vir hom. Trek die land deur in sy lengte en sy breedte, want ek sal dit aan jou gee. Toe het Abraham al verder tente opgeslaan en gaan woon by die terpentynbome van Mamre wat in Hebron is, en hy het daar vir die Here 'n altaar gebou. Ek vra altyd die vraag, wat sou gebeur het as Abraham net daar gebly het? Wat sou gebeur het as Jesus nie gehoorsaam gedoen het wat die Vader sê nie? Dis nie genoeg om te hoor nie. Die Here sê vir ons, hy sê, gelukkig is diegene wat my woord hoor en dit doen. Hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Luister, hoor en doen. Ek moet dit gaan toepas. Ek kan vanoggend vir jou beginsels gee die woord van die Here en jy kan sê, "Great, dis wonderlik, maar as ek dit nie gaan doen nie, gaan dit my nie baat nie." Die Bybel sê vir ons die woord van die Here het die volk Israel nie gebaat nie, want hulle het nie meer geloof gemeng nie. Geloof gaan oor in aksie. Dit gaan oor in doen. Hulle het nie die woord gedoen nie, so die woord het hulle nie gebaat nie. Partykeer voel ons, hoekom is ons so kragteloos? Is omdat ons die woord hoor, ons bely selfs die woord, maar ons doen nie wat die woord sê nie, en dan is dit kragteloos in ons lewens. Die Here sê vir die man wat so blind was, hy smeer die modder aan sy oë en hy sê, gaan was jou in daardie badwater. En as hy gegaan het en dit net onder 'n kraan gaan afspoel het, as hy gegaan het en op 'n ander plek gaan spoel het, sou hy nie gesien het nie, want hy het nie gedoen wat die Here gesê het nie. Jy moet doen wat die Here sê. Luister mooi, ek sê ons moet doen wat die Here sê. Genesis 13 vers 17 sê, maak jou klaar. Matteus 7 vers 24, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man. Die ander kant is 'n dwaase man. Ek moet kies. Johannes 9 vers 6. En toe het gesê, spuug hy op die grond en maak klein van die spuug en smeer die klei in die oë van die blinde man. En sê vir hom, gaan was jou in die badwater Siloam. As vertaal word uitgestuur, hy het gegaan en gewas en hy het siende teruggekom. Hoekom? Want hy het gedoen wat die Here gesê het. Ons het 'n ander verhaal in die Ou Testament van 'n Haman wat die Here ook 'n opdrag voorgegee het en hy het gedink, maar hierdie opdrag is nie goed genoeg vir my nie. Ek kan dit op 'n ander manier doen, en die Bybel sê dat hy amper nie sy wonderwerk ontvang nie as hy nie geluister en gedoen het nie, het hy dit nie ontvang nie. Partykeer is die opdragte van die Here vir ons dwaasheid, want ons verstaan dit nie. Partykeer is die opdragte van die Here vir ons te eenvoudig. Ons doen dit nie en ons het nie resultate, en dan sê ons maar die woord van die Here werk nie. Dis omdat ons dit nie doen nie. Nou Haman word daar gesê, gaan was jou. Moses word daar gesê, slaan die rots en later praat met die rots. Abraham moes sy seun offer. Petrus moes hy dit aan die ander kant uitgooi. Jesus moes die kruis dra. Wat sê die Here vanoggend vir jou en wat sê die Here vanoggend vir my? Elkeen van ons het vanoggend 'n belofte. Die beloftes is in die woord. Ons het die beloftes. Hy sal al ons behoeftes voorsien, is reg, maar wat moet ek doen? Wat is die opdrag? En ek sluit hiermee af. Elke belofte gaan hand in hand met 'n opdrag in die Bybel. Elke belofte gaan hand in hand met 'n opdrag. En as ek nie die opdrag doen nie, kan ek die belofte nie ontvang nie. Ja, pas maar die Here verstaan my hart.
Ek weet nie wie daai wonderlike sering uitgedink nie, want ons gebruik dit vir alles om nie die wil van die Here te doen nie. Vanoggend sê die Here vir ons, stop. Kyk. Luister. En doen. Dis in elke aspek van ons verhouding met die Here, is dit vanoggend die sleutels. Dis vanoggend die ritme. Eers moet ek stop. Ek moet stop. Dis hoekom die Here sê, as jy wanneer jy bid, gaan klim in jou hangkas. In vandag se vertaling sou ons sê, gaan klim in jou hangkas en maak die deur toe. Daar waar dit donker is, wat niks jou aandag kan aftrek nie, gaan daar, stop. Dis hoekom ons oë toemaak wanneer ons bid. Jy kan jou oë oop hou, is fyn, maar dan sien jy goed en jou aandag word afgetrek. Ek maak my oë toe dat ek kan stop. Terwyl my oë toe is, kan ek in die gees, kan die Here my dinge wys. En kan hy met my praat. En as ek dan uit my gebedskamer, gebedskas, gebeds wat ook al kom, area uitkom, dan moet ek gaan doen wat die Here sê ek moet doen. En vanoggend is dit die sleutel tot die lewe. Stadig oor die klippe, stop. Dis vanoggend die weg tot die lewe. En die Here wil vanoggend hê ons moet die nuwe jaar ingaan. Sorry, is 'n bietjie vinnig. Nee. Jy moet nou al voorberei. Ek glo die Here wil wonderlike dinge in ons lewens doen, geestelik, in die volgende jaar. Maar ek moet nou begin stop en sê, Here, wat het U vir my instoor? Wat moet ek doen? Hoe hoor ek die stem van die Here? Ek stop, ek kyk, ek luister en ek doen. Amen. Vader, dankie vanoggend vir hierdie wonderlike voorbeeld van Abraham. En Here, daar waar hy ook moes getwyfel het en onseker was en dalk ook maar kwaad geraak het, omdat Lot die beste deel gevat het, Here, dankie vir hierdie voorbeeld wat ons ook vanoggend kan volg, en dankie vir die riglyne wat U ons gee, dat U vanoggend vir ons ook sê, stop. Stop net vir 'n oomblik. Kyk, kry weer perspektief. Luister na wat ek sê en doen wat ek sê. Here, help ons vanoggend om dit te kan doen in Jesus naam. Amen en amen.